Voordat ek begin, wil ek net een ding verklaar. Almal het gehoor dat ek preek, en vra hulle vir my, ag shame, het jy nou die kort stokkie gekry, dat die ander dominees wil almal kamp, en hulle wil nou pret hê, en nou moet ek maar kom preek. Maar ek moet net vir julle sê, ek het gevolunteer vir hierdie, ek het gekies om hier te wees. Nee, dit is vir my lekker om hier te wees, dit is vir al die predikante lekker om hier te wees. Johan wou dit doen, en toe sê ek, maar ag nee man, Johan gaan kamp jy, en toe sê nee man, kamp jy, en die een en weer, julle weer die courtesy clash. Maar ek wil julle weet, ek wil hier wees. Ek wou ook kamp, dis hoekom ons eers gisteraand deurgery het, maar ek wil hier wees, ek het gekies om hier te wees, ek is nie hier omdat ek hier moet wees nie, maar ek wil. So, en ek is regtig bly om julle hier te hê, en is my voorreg om die boodskap vir julle te kan bring. Maar, dit is 'n groot plesier. Dankie oom, dankie. So, ons kom nou by die laaste deel van die reeks Jesus se gelykenisse. Nou, Jesus het baie meer as net 10 gelykenisse vertel en stories wat hy gedeel het, maar ons het nou net na hierdie 10 gekyk, en ons kom nou die laaste deel van hierdie een, en julle nou elke een word ek regtig so opgewonde. Dit is my regtig so lekker om te sien hoe Jesus met die mense gekommunikeer het, hoe hy hulle geleer het en die metode wat hy gebruik het met gelykenisse. Dit excite my, maar dit is baie meer as net stories. Ons weet dit is wonderlik, dit is gevul met krag en wonder. Want dit is nie net 'n onwaar storie nie, daar's onskatbare waarde vir ons lewens in hierdie gelykenisse opgevang. En ons kom nou vandag by die gelykenis van die muntstukke, waar die eienaar weggaan en hy gee vir sy slaaf, vir een gee hy 5 muntstukke, vir een gee hy 2 en vir een gee hy net 1 en hulle moet woeker daarmee. En ons almal weet, die gelykenis is eintlik baie eenvoudig in vergelyking met van Jesus se ander gelykenisse. Is ons moet verantwoordelik leef met dit wat die Here ons mee seën. Ek moet dit gebruik, ek moet dit nie gaan wegsteek nie, ek moet dit gebruik tot eer en glorie van sy naam, van sy koninkryk. En ons moet dit ek moet nie net my lewe spandeer nie, ek het gedink dit is 'n mooi term, don't spend your life, invest it. Moenie net in die lewe nie, in die koninkryk. Ons moet invest om te groei, en sodat sy koninkryk kan uitgebrei word. Maar wanneer ons kyk na die konteks, is daar soveel meer wat hier aangaan. En dit my eintlik so bewonder dat ek bietjie gaan oplees en weier lees, nou, wow, hier gaan eintlik baie aan, want hierdie gelykenis is die 4de een van 5 wat Jesus vertel. So hy gaan op die Olyfberg, hy sit daar met sy disippels, en toe vertel hy vir hulle 5 gelykenisse, oor Matteus 24 tot 25. En dit begin waar hulle die vraag vra, maar Here, wanneer en hoe sal ons weet? Want hier is net daarvoor verwys na die tempel wat afgebreek word. En die disippels wonder, en hulle sê, maar Here, wanneer gaan dit gebeur? Hoe gaan ons weet? Hulle soek hierdie tekens, hulle soek dit. En Jesus raak rustig en hy antwoord hulle, want hy wil die fokus terugbring. Ek weet nie of julle weet nie, want daardie preek, daardie laaste stukkie, is 2 dae voor sy kruisiging. 2 dae voor sy kruisiging, hy het vir hulle gesê, hoor, dit is 2 dae oor Paasfees, dan gaan my lewe geneem, hy het vir hulle gesê. En, ek weet nie, die disippels het nie altyd gekop wat dit beteken nie, ek bedoel, hier's Jesus. Hoekom moet hy doodgaan? Hoe weet hy gaan doodgaan? Maar Jesus se bediening het begin met die massas. Hy het begin vir die duisende gepreek en hulle bedien. En soos wat hy aangegaan het, het hy al hoe meer en meer gefokus geraak op sy 12 disippels. Hy het geweet, sy tyd loop uit. Sy tyd met hulle raak al hoe minder. Maar, die dag wat hy nie meer daar is nie, moet die werk voortgaan. Dit is belangrik dat die koninkryk uitbrei, dat dit aangaan, hulle mag nie ophou wanneer hy nie daar is nie. Daarom hierdie laaste woorde wat hy vir hulle gee, die laaste bietjie preek, is van onskatbare waarde, want Jesus lê klem op die belangrike goed. As jy weet, jy het net 'n paar oomblikke oor, paar dae, dan gaan jy nie tyd mors op nietighede nie. En ek dink ons moet dit in ag neem wanneer ons kyk na hierdie gelykenisse. En die disippels kom na hom en hulle vra vir hom, Here, wanneer gaan hierdie goed gebeur? Hoe gaan ons weet? Want dis nie die fokus wat Jesus wou hê nie. En hy verskuif die fokus na, ons soek nie vir tekens nie. Ons soek nie vir tye nie. Ons soek na wat kan ons nou doen? En dis wat hy doen in hierdie gelykenis. Dis hoe hy vir hulle oplei. Maar die eerste 3 gaan oor wees gereed. Die eerste 3 gelykenisse, as jy begin by Matteus 24, die eerste een wat hy vertel is, hy sê, as jy weet wanneer die dief kom, dan gaan jy mos nog gereed staan, sodat jy verhoed dat hy kan inbreek, maar jy weet nie wanneer hy kom nie. Hy kom onverwags, so jy moet altyd gereed wees. Tweedens sê hy, daar's 'n eienaar wat vir sy slaaf aanstel bo sy ander slawe, want hy gaan ook weg. En dan hierdie slaaf
wanneer hy terugkom, gaan hy hom vind dat hy verantwoordelik was met die ander slawe, of dat hy sy mag misbruik, hulle mishandel en gaan uithang met die dronkaards. Nee, hy weet nie wanneer die eienaar terugkom nie, so hy moet altyd gereed wees en altyd op sy pos wees, besig om reg te doen. En die laaste, die derde een was wat Dominee Chris oor gepreek het, die 10 meisies wat gewag het vir die bruidekom. Ons weet nie wanneer dit kom nie, dit is die tema wat deurloop. Ons weet nie wanneer hierdie dag kom nie. Daarom, daar's nie 'n manier hoe ons dit kan bepaal nie. Daarom moet ons altyd gereed wees. En Jesus trap hierdie konsep hard deur in daai drie gelykenisse, en hy maak seker hulle weet, maar die vierde ene verander hy so 'n bietjie die fokus. Nou, wat kan ons doen om gereed te wees? Hoe moet my lewe lyk? Hoe lyk 'n lewe wat gereed is? En dit is wanneer ons kom by Matteus 25, begin by vers 14. Verder gaan dit soos met 'n man wat op reis wou gaan. Hy het sy slawe bymekaar geroep en sy besittings aan hulle toevertrou. Vir een het hy 5 goue muntstukke gegee, vir 'n ander 2 en vir 'n derde 1. Hy het aan elkeen volgens sy bekwaamheid gegee en toe op 'n reis gegaan. So die eerste punt op die raamwerk wat ek wil hê oplet na, is ons moet ontvang God se groot seën. Hierdie slawe was in die huis van die eienaar, en hy het hulle toevertrou met sy besittings. Hy het hulle toevertrou daarmee. Maar met eerste oogopslag lyk dit baie onregverdig. Bro, wat kan mens doen met 1 goue muntstukkie? Ek weet nie wie van julle het al so gedink nie. Soos hierdie enetjie, hoekom kry hierdie een net 1 en die ander een 5? Ek sou ook moedeloos gewees het en dalk net depressief my muntstukkie in die grond gaan druk het as ek die enetjie gekry het. Maar julle weet, daai tyd se geldeenheid was talente. Toe ek gaan oplees het, 1 talent, julle het my geskok. 1 talent is gelykstaande aan 15 jaar se salarisse. 15 jaar salarisse. Nou, vandag die gemiddelde Kaapenaar, volwasse Kaapenaar, verdien net minder as R30.000 'n maand. So dit gaan uitwerk. 1 talent is om en by R5.4 miljoen werd. 2 talente, 10.8. Die een wat 5 gekry het, 27 miljoen rand werd se talente gekry. Dis baie. Dis nie min nie. Hierdie ouetjie wat 1 gekry het, hy het nie min gekry nie. Dis baie. Nou weet nie van julle nie, maar ek sou kon doen met 1 miljoen. Nee? Dit sou lekker, of 'n paar, nee, 5. Dit sou lekker gewees het. En ek wil hê besef, hierdie eienaar vertrou sy slawe met 'n onsaglike groot verantwoordelikheid. Sy besittings. Hy vertrou sy besittings aan hulle toe, wat regtig baie is. En hulle moet verantwoordelik wees daarmee. Hulle is nie veronderstel om te vergelyk met mekaar nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Hy het gesê, hy gee volgens elkeen se bekwaamheid. Hy gee nie meer as jy kan hanteer nie. Weet nie van julle nie, maar ek dink nie ek kan 5 miljoen rand hanteer nie. Ek dink ek mag dalk bietjie mors daarmee. Nee? Want ek is nie voorbereid nie. Ek is nie opgelei om so baie geld te hanteer nie. Nee? Gee my 'n paar sente en ek kan woeker daarmee en dis okay. Maar hy gee nie meer as wat hulle kan hanteer nie. Maar gee ook nie minder nie. Dis belangrik. Hy gee vir niemand te min nie. En ons moet dit besef wanneer ons hierna kyk. Daai 1 muntstuk lyk dalk min wanneer ons die gelykenis lees, maar dit is van onskatbare waarde. Nou, 1 Timoteus 6 vers 6 sê mooi, die godsdiens is van groot wins as iemand tevrede is met wat hy het. Moenie vergelyk met wat die ander ou het en dink, maar sy bekwaamheid is meer, hy kan meer doen, ek gaan maar my 1 muntstukkie wegsteek nie. Nee, het is van groot waarde as jy tevrede is met wat jy het, want ons het niks in die wêreld ingebring nie. Ons kan ook niks daaruit wegneem nie. Nou, Moses het 'n soortgelyke scenario gehad. Hy het voor die Here gestaan in die brandende bos en God praat met hom. En hy vra hom hierdie interessante vraag. Wat het jy in jou hand, Moses? Moses antwoord vir hom, 'n kierie. 'n Kierie. Nou, met daardie kierie het Moses die 10 plaae in Egipte gedoen, ingewy. Hy het die hele volk van Israel uit Egipte uitgelei. Dis meer as 1 miljoen volwasse mense met daai kierie. Die see is gesplit met 'n kierie. Daar's water uit 'n klip getap met 'n kierie. Oorloë is gewen met 'n kierie. Is dit omdat die kierie so wonderlik was? Nee, die kierie is niks meer as 'n stok nie.
Is dit omdat Moses so wonderlik was? Nee, in fact, hy het verskonings gesoek. Dit is omdat Moses en hierdie kierie in diens van God gestaan het. Dis hoekom het so 'n groot impak kon hê. Dis hoekom Israel verlos kon word, want Moses met sy kierie was in diens van God. En nou wil ek jy met jouself die vraag vra. En kom ons kyk bietjie. Wat het ek? Wat het ek om in diens van God te sit? Wat is dit wat ek het? En dink bietjie hieroor. En om met dit in gedagte wil ek Romeine 8 vers 11 lees. Omdat die gees van hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Wil julle besef wat hier staan? Die gees, deur wie Jesus uit die dood opgewek is. Julle, dit is 'n ongelooflike kragtige gees. Ek dink nie ons het dit al gesien, dat 'n dooie liggaam uit die dood uit opgewek is nie. Nog te minder een wat verbrysel is, wat geslaan is, wat seer gemaak, gebreek is, uit die dood uit opstaan nie. Stel net self net voor die krag van daardie gees. Dis wat Paulus hier probeer beklemtoon, dat hierdie is 'n ongelooflike sterk krag wat in julle woon. As ek die Here Jesus aangeneem as my verlosser en saligmaker, dan is dit die tipe gees. Dis daai gees wat dooies opwek, wat binne in my woon. En nou wil ek hê jy moet weer jouself die vraag vra. Wat het ek? Wat het ek? Want ek kan jou waarborg, jy het baie meer as net 'n kierie. En as jy vir my sê nee, dan gaan tel 'n stok op daar langs die pad, want jy daarom wat Moses gehad het, toe hy begin het. Maar ons het meer. En met daardie gees, as ons in diens van God staan, wat kan God nie met ons lewe maak nie? Kyk wat hy met Moses en sy kierie gemaak het. Wat kan hy nie met my doen, as ek dit wat ek het, in sy diens plaas nie? Julle, ons mag nie. Ons moenie enige iets se waarde onderskat in diens van God nie. Dis waar die krag lê. Nie in die hoeveelheid muntstukke wat ek het nie. Nie in my bekwaamheid nie. Maar dit gaan oor in wie se diens ek staan. Dis wat belangrik is. En dit bring ons by die volgende een. Matteus 25 vanaf vers 16. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, het dadelik daarmee gaan werk en 'n wins gemaak van nog 5. So ook die een wat 2 gekry het 'n wins gaan maak van nog 2. Maar die slaaf wat 1 gekry het 'n gat in die grond gaan grawe en sy eienaar se geld daarin weggesteek. En tweede punt wat ek op die raamwerk neerskryf, is gebruik elke geleentheid. Hierdie 2 getroue diensknegte het dadelik gegaan. En julle, ek stel myself voor, die opgewondenheid, wie van julle het al 'n besigheidsplan gehad, of gedroom oor iets wat jy wil doen? Nee? Wie het al 'n droom gehad? En hierdie groot dinge wat jy wil bereik, maar, dit is net eenvoudig te duur. En ek kan dit nie doen nie. Ek is beperk. Ek is beperk met die geld, ek is beperk met die geleenthede. Nou stel jy so voor, jy het daardie droom. Jy het daardie droom, en hier beland 5 miljoen rand in jou hand. Of 10 miljoen rand, of 27 miljoen rand. En daai beperkings gelig, en dis wat ek myself voorstel met daai 2 ouens gebeur het, is hulle het hierdie drome, en hulle wil gaan werk, en nou ewe skielik, nou is die geleentheid oop. Die beperking is gelig, ek kan gaan, en hy hardloop. Hy laat nie op hom wag nie. Julle, iemand met 'n droom, iemand met 'n passie, hoef nie aangemoedig te word nie. Hy gaan hardloop daarmee. As jy hom geleentheid gee, dan gaan hy dit gebruik. En dis wat ek sien in hierdie 2 ouens. Hierdie 2 getroue slawe. Toe die geleentheid kom, toe vat hulle dit. Hulle hoef nie gepaai te word, aangemoedig te word nie. Maar julle, wat het Jesus vir sy disippels gelos? Het hy vir hulle geld gelos? Het hy vir hulle munte gelos? So wat het hy vir hulle gelos? Want daardie slawe het presies geweet wat hulle moet doen. En die disippels ook. Jesus het hulle nie probeer uitbul nie. Hulle het verstaan wat hy probeer sê. En ons moet daarna kyk na die konteks. Wat los Jesus vir sy disippels? Vir my en vir jou, waarmee ons verantwoordelik moet wees. En julle, die gelykenis net daarna, praat Jesus oor, die oordeelsdag kom.
dit is finaal. En dan met die gelykenisse, dis wat hy probeer beklemtoon het, is, daar kom 'n dag, ek kom terug. Die oordeelsdag is 'n realiteit. Ons is nie bang vir dit nie, en ons soek dit nie uit nie, ek is net altyd gereeld vir hierdie realiteit, dat hy kom. En hy sê in die laaste een, as ek terugkom, gaan ek die skape van die bokke skei. Die skape is die gelowiges, die bokke is die ongelowiges. En ek gaan vir die gelowiges sê, hoorie, kom in, neem deel in my vreugde, want toe ek honger was, julle het my iets gegee om te eet. Toe ek dors was, julle het my iets gegee om te drink. Toe ek nie 'n dak oor my kop gehad en julle het my gehuisves. Nee? Julle het my gehelp. En dan gaan hulle vra, maar Here, wanneer het ons U gesien? Wanneer ons sien U is dors? Wanneer het ons gesien U is honger? En hy gesê, elke keer wat julle dit in die geringste van hierdie broers gedoen het julle dit aan my gedoen. En hulle selfde net voordat hy gepraat van die tempel wat afgebreek word, hy gesê, Jerusalem het gekom, het julle geroep, ek het profete gestuur, ek wou julle bymekaar maak. Maar julle het hulle gestenig, julle het hulle verwerp. Jesus los sy mense vir die disippels. Hy los die kerk. Nie 'n gebou nie. Christus se liggaam, elke individu. En hy verwag die kerk moet gebou word. Die kerk moet uitgebrei word. Hoe brei ons die kerk uit? Deur die ongelowiges in te trek. Deur hulle deel te maak. Dis hoe die kerk groei. Die disippels het 'n verantwoordelikheid. Ons het die verantwoordelikheid om getrou te werk met die woord. Om ons lig te laat skyn, sodat nuwe mense kan bykom. Sodat dit wat hy vir ons los, kan groei en die impak in hierdie wêreld net kan vergroot en sy lig kan versprei. Ons moet op die uitkyk wees, nie vir tekens nie. Nie vir die eindtyd nie, maar vir mense. En ons moet die geleenthede gebruik wat ons het, om hulle by die Here Jesus uit te bring. Matteus 5:16, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Ons moet lewe met 'n Jesus gesindheid. Mense wie ons te doen kry. En julle, dit gaan nie net oor geld hê nie. Ja, die Here seën ons met geld. Hy seën ons soms. Maar dit is nie waarvan hy praat alleenlik hier nie. My tyd. Is ek besig om my tyd te spandeer om die Here te verheerlik? Is ek besig om my tyd te belê in die koninkryk? Is ek besig om my energie te belê daarin? Is ek besig om my kliënte wat ek daarmee te doen kry? Gebruik ek die geleenthede daar om hulle by die Here Jesus uit te kry, my familie, my vriende. Dis alles dinge wat die Here vir ons gee, my vermoëns, my stokperdjies. Dit bring ons in kontak met nuwe mense, met mense wat die Here nodig het. Gebruik ek daai geleenthede om die kerk te bou? Of steek ek die lig weg en gaan ek net op my eie paadjie? Efesiërs 5:16 maak dit baie duidelik weer eens. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. So ek wil julle aanmoedig. Ons moet die koninkryk uitbrei. Dis 'n verwagting van Jesus. Hy het vir ons die verantwoordelikheid oorgelos. Nee? Kom ons droom. Kom ons droom oor Christus. Ons droom oor die impak wat die kruis kan hê in mense se lewens. Droom oor wat Jesus kan doen in my werk, as my kollegas almal die Here dien. Droom wat ek kan doen in die skool, in my familie, wanneer ons hom heelhartig volg. Wanneer hy kan baie doen. Ons het gesien, die gees wat hy vir ons gegee het, is 'n gees wat die krag het om uit die doodheid op te wek. Kom ons droom oor dit, want dan hoef ons nie aangemoedig te word nie. Dan gaan ek die geleentheid aangryp met albei hande. Maar meer as dit, ek gaan geleenthede skep. Dit is my so kosbaar dat ek lees van Paulus, en hy stap, ek dink dit is Korinte, en hy sien al hierdie altare, vir al hierdie gode, al hierdie afgode. En ek kom op 'n plek en hier is hierdie een altaar wat sê, vir die onbekende God. Jy sien, hulle wou nie een van die afgode offend nie, en hulle is bang hulle mis een. So hulle het hierdie een altaar vir die God wat hulle dalk mis. En hy sien dit as 'n geleentheid. En hy gebruik en sê, hoor hierdie een wat julle nie ken nie, ek ken hom. Ek ken hom. En hy hou nie van hierdie ander gode van julle. Dis die enigste lewendige God. Kan ek julle vertel van hom? Hy skep die geleentheid, want hy's oop, hy wag. Hy's angstig om hierdie wêreld te beïnvloed met wat die Here kan doen in hulle lewens. Kom ons gebruik nie net die geleenthede nie, maar ons skep dit. En dan die laaste punt wat ek wil hê julle moet neerskryf op die raamwerk, is laat vaar die vrees en verskonings. Ons het nog gekyk, hoe kan ek werk, woeker met dit wat die Here vir my gee? Maar waarvoor moet ek uitkyk? Wat moet ek nie doen nie? Ek moenie bang wees en verskonings maak nie. Die laaste saaf was vir my baie,
ek verstaan regtig nie hoe hy gedink het nie. Dit het nie reg sin gemaak nie. Hoor wat sê hy? Toe kom die een wat 1 goue muntstuk ontvang het en sê, meneer, ek ken u en ek weet dat u 'n harde man is, wat oes waar hy nie gesaai het nie. En pluk waar hy nie geplant het nie. Omdat ek bang was, het ek u muntstuk in die grond gaan begrawe. Hier het u geld terug. Toe sê sy eienaar vir hom, jy is 'n slegte en 'n lui slaaf. Jy het geweet dat ek oes waar ek nie saai nie. Ek pluk waar ek nie geplant het nie. Dan moes jy my geld in die bank gesit het en ek sou dit in my koms met rente teruggekry het. Vat die muntstuk van hom af weg en gee dit aan die een wat 10 het. Dis harde woorde. Aan elkeen wat het, sal meer gegee word en hy sal oorvloed hê. Maar van hom wat nie het nie, sal ook die bietjie wat hy het weggevat word. En gooi die nuttelose slaaf in die diepste duisternis daar buite. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. En die laaste slaaf het gekom met 'n klompie verskonings. Om nie die wil van sy eienaar te doen nie. En dis my interessant, doen ons mense dit nie man nie. Wanneer ek skuldig voel oor iets, of verskonings maak, dan beskuldig ek ander mense. Dan soek ek fout by die ander persoon. En sê maar, jy moes dit doen, dan sou ek dit doen. Jy sou, as die eienaar sagter was, dan sou ek so gemaak het. Die eienaar moes so en so gemaak, hy moes my besigheidsplan gee, al hierdie goed sê wat ek presies moes doen, dan sou ek gewoeker het. Hy beskuldig die eienaar. En dis omdat hy nie die eienaar se hart ken nie. Hy het 'n gebrek aan kennis van wie hierdie eienaar werklik is. Dis hoekom hy bang is. Lees, toe kom een wat die goue muntstuk ontvang het en sê, meneer, ek ken u en ek weet dat u 'n harde man is. Wat oes waar hy nie gesaai het nie, wat pluk waar hy nie geplant het nie, omdat ek bang was, het ek u muntstuk in die grond gaan begrawe, hier is die geld terug. Is dit waar van Jesus? Julle, dit kan nie verder van die waarheid wees nie. Dat niemand meer in die koninkryk gesaai en geplant as ons Here Jesus die dag wat hy sy lewe vir ons prys gegee het nie. Dat niemand meer gedoen vir ons en vir die koninkryk as die Here Jesus Christus nie. En hierdie slaaf mis dit. Hy mis dit heeltemal. Dis juist uit sy liefde en genade, uit sy sagte plek vir ons. Ons verdien dit nie om by hom te wees nie. En ten spyte van dit, het hy sy lewe gaan neerlê, sodat ons kan deel hê. En hier kom hierdie slaaf en hy durf sê, hy is 'n harde man. Wat nie plant nie, wat nie geoes het nie, maar wil eis. Dis nie waar nie, hy het nie die eienaar se hart geken nie. Hy het hom nie geken nie, en daarom het hy hom gedien uit 'n ongesonde vrees. Julle, ja, ons moet 'n heilige vrees en eerbied hê vir die Here, maar nie hierdie vrees wat hierdie slaaf gehad het, wat hom geparaliseer het nie. Dis 'n vrees wat hom verhoed om te werk, en bang maak vir die oordeel, in plaas van dat hom in eerbied laat staan vir die Here. En Moses het amper in dieselfde struik getrap. Hoor wat sê, Eksodus 4, toe sê Moses vir die Here, ag Here, ek kan nie goed praat nie. Ek kon nie vroeër nie, en ek kan ook nie nou nie. Hier waar ek met u praat, ek praat swaar, en my tong sukkel. Julle, Moses het gehakel. Die Here roep hom hier, en hierdie is eintlik een van verskeie verskonings wat hy maak, om nie die Israeliete te gaan verlos uit Egipte uit nie. Ek sukkel, en daarna sê die Here vir hom, wie het aan die mens 'n mond gegee? Wie maak stom, of doof, of siende, of blind? Is dit nie ek nie? Die Here het vir ons die vermoë om te praat. Die Here het ons geskep. As hy my roep, hy is almagtig. Hy kan die beperkings wat ek het verlig. Hy kan my in staat stel om sy werk te verrig. Dus hy vir Moses sê, ek roep jou, moenie dink ek gaan jou nie help nie, ek gaan daar wees. Gaan nou, ek sal jou help met die praat en jou leer wat jy moet sê. Maar Moses se laaste verskoning verklap eintlik maar wat werklik in sy hart aangaan. Asseblief tog, Here, stuur liewer iemand anders. En Moses besef hierso, sy verskonings is nie geldig nie. By 'n almagtige God is enigiets moontlik. Enigiets is moontlik. Al wat my verhinder, is my eie hart. My eie wil. Sê ek wil nie. En ek dink dis dieselfde geld vir hy laaste slaaf. Hy het nie die eienaar se hart geken nie. En uiteindelik gesê, ek wil nie met u geld werk nie. Laat eerder iemand anders daarmee werk. Ek is te bang. Ons verskonings is nie geldig voor Here nie, julle. Hy is almagtig. Hy rus my toe om sy werk te kan verrig.
Hy rus my toe, hy stel my in staat om die struikelblokke voor ons te kan oorkom. Ek moet dit wat ek het vat en ek moet dit gebruik en belê in sy koninkryk. En dan kan ons hom dien met 'n opgewondenheid. Dan kan ons in vreugde belê en dan is 'n struikelblok nie iets om verbang te wees nie, is iets om oor te juig en om te wat getuig van sy krag en sy almag. Ons moet bly wees daaroor. Dit gaan nie. Is dit mooi? Dit gaan nie oor die groei en die terugkom, die Engels, die ROI van ons belegging nie. Nee. Dit gaan oor gehoorsaamheid. Nee, ek is seker, hierdie twee getroue slawe, as hulle nie so groot wins gemaak as hulle het nie, sou die eier nog steeds tevrede gewees het met hulle. Hy sou nog steeds gelukkig gewees met hulle, want hulle het dit wat hy vir hulle gegee het, verantwoordelik probeer gebruik, tot die beste van hulle vermoë. Hulle was gehoorsaam. En dit is my kosbaar, hulle het hom gedien uit 'n liefdevolle loyaliteit. En dis hoe ons die Here behoort te dien, nie uit 'n selfsugtige vrees nie. Hulle het hom gedien en geleef om God tevrede te stel. Maar wanneer ons verleef en probeer verhoed om God nie teleur te stel nie, dan gaan ons in 'n struikstap trap. Daar's 'n fyn lyn, maar dit gaan oor die hart. Ken ek God se hart en weet ek hy is vir ons. Hy is genadig en hy wil almal deel hê. Dan kan ek soveel meer bereik as om in 'n vrees te lewe teenoor hom. En die eienaar se woorde is my so mooi vir die twee getroue slawe. Hy het gesê, welgedaan. Jy is 'n getroue en 'n goeie dienskneg. En ek dink nie daar's mooier woorde as dit om te hoor wanneer ons eendag voor die hemelse hekke staan nie. En hulle uitdaag, kom ons leef in so 'n manier dat die Here van my en van jou kan sê, welgedaan, goeie en getroue dienskneg. Kom ons leef nie in vrees nie. En ek wil net weet die 3 punte deurgaan. Hoe kan ek regtig ware belegging maak in hierdie koninkryk sodat dit groei? Laat vaar die verskonings. Kom ons tree weg. Daar is nie 'n rede hoekom ek nie kan belê in die koninkryk van God nie. Hy oorwin dit. Hy het dit reeds oorwin. En julle, die Jode het 'n ereplek gekry in die koninkryk. Die Here het hulle uitgekies om 'n lig te wees vir die wêreld. En hulle het dit selfsugtig gemaak. Hulle het hoogmoedig geword en gesê, ons is uitverkies. Kyk hoe goed lyk ek. En hulle het neergekyk op die ander nasies, vir wie hulle 'n lig moes wees. Dit was God se plan van die begin af, dat Israel hulle by hom moet uitkry. Maar hulle het 'n exclusive club geword, as jy so kan stel. Hulle wou nie. Nee, hulle is vrot, hulle is sleg. Ons is beter. En daarom het die Here die verantwoordelikheid van hulle weggeneem. Die verantwoordelikheid om sy lig, sy evangelie uit te dra in die wêreld, hy van hulle weggeneem en gegee vir die getroue diensknegte. Om die wêreld te bereik met sy woord. Dit is ons. Ons moet uitgaan. Ons moet die mense bereik. Ons doen dit deur elke geleentheid te gebruik. Kom ons wees sensitief. Ons wees sensitief vir die geleenthede wat die Here ons gee. Kom ons skep die geleenthede. Ons kan. Ons lewe met baie mense en baie omstandighede. Die Here gee ons die geleentheid. Maar laaste maar nie die minste nie. Aanvaar en erken God se groot seën. En hy het ons met baie geseën. Hy het vir ons regtig baie gegee. Ons kyk, die Gees wat hy vir ons gee, dit ontvang ons die dag wat ons hom aangeneem het as 'n verlosser en saligmaker. Dis nie 'n gees wat vreesagtig is nie, of lafhartig is nie. Dis 'n gees van krag, liefde en selfbeheersing. En ons moet lewe met daardie realiteit, dat my God hierdie dood oorwin. Enige struikelblok wat daar kan wees in my pad, of in iemand anders se pad om by hom uit te kom, het hy oorwin. Ons hoef nie daarvoor bang te wees nie. En hulle uitdaag, as jy hier sit en jy besef, ek leef nie met daai sekerheid nie. Ek leef nie met daardie krag nie. Ek maak verskonings. Ek is bang. Dan wil ek jou vanoggend uitdaag. En jou die geleentheid gee om opnuut net toe te wy aan die Here. En vir hom te sê, Here, hier is ek. Ek wil 'n getroue dienskneg wees. Ek wil lewe om U tevrede te stel.
Ek wil lewe in 'n liefdevolle loyaliteit teenoor God. Nie uit vrees vir die hel nie. Nie uit vrees vir die oordeel nie, maar omdat God so goed is vir ons. Soos dit jy is, wil jy, kom ons sluit die oë net. En bid saggies in jou hart saam. Dat Here, vanoggend erken ek in my hart, dat ek maak verskonings. Here, ek gebruik nie elke geleentheid nie. Here, ek is soms bang oor wat mense dink. Soms onseker oor hoe ek U kan uitleef. En dan doen ek eerder niks. Mag Here, ek vra dat U my opnuut sal vul met U krag. Dat U Gees kragtig in my sal werk. Sodat ek 'n lig kan wees vir hierdie wêreld. Sodat dit wat U my mee geseën het, Here, alles wat ek het, my tyd, my geld, my energie, Here, die geleenthede by die werk, by die skool, by die huis en familie, dat ek dit alles sal kan benut ter eer en verheerliking van U naam. Here, want U het U alles gegee aan die kruis. Vir my. En U wil hê ander moet ook deel hê daarin. Ag Vader, U weet wie in hulle harte vanoggend hierdie opnuut 'n oorgawe gemaak het aan U. En ek vra Here dat U hulle sal vul met sekerheid, vul met krag, met wysheid, Here, om getroue diensknegte te wees in U koninkryk. Wat U liefde en U genade sal erken, nie net vir hulle self nie, Here. Nie met daai sekerheid, nie net met die sekerheid leef dat U het vir my gesterf, vir my sondes, U het my lief nie. Maar ook U het die wêreld lief en U wil hulle deel hê. Ons wil U goedheid deel met die wêreld daar buite. Help ons om getroue diensknegte te wees en so ook 'n groot impak te kan maak in U koninkryk. Ek vra dit alles in Jesus naam. Kinders en Here sê, amen.